Vir hierdie kyker, dit is vandag vir my 'n aangename voorreg om op die 2 April 2021 hierdie voorreg te hê om met die kenner wat werklik 'n diepte navorsing gedoen het oor Siener van Rensburg en die mites rondom hom en goed wat daar sekere skrywers kwyt geraak het wat so onwaar is soos dag en nag. En professor, dis vir my regtig 'n groot voorreg om vandag by u te wees, emeritus professor Andries Raad. En ek dink by baie van u is hy nie 'n onbekende nie. En as daar nou iemand is wat regtig die absolute waarheid by ons boerevolk wil uitkry oor wat werklik in die boerevolk se geskiedenis gebeur het, dan is dit u professor. Nou miskien weet u nie daarvan nie, maar ek het 'n onderhoud gevoer met oom H.S. van Blerk, wat ook deel was van die Ossewaal brandwag. En na my onderhoud wat ek met oom H.S. van Blerk gevoer het, het hy na sy studeerkamer toe gegaan, en hy het uitgekom met 'n boek, en hier sit ek die boek in my hand, wat deur professor A.W.G. Raad geskryf is, oor die boervrou en kinders wat in die Britse moordkampe in Suid-Afrika was, naamlik die konsentrasiekampe. En hierdie boek is so volledig en so wonderlik geskryf oor die smarte en die ellende wat met hierdie vrouens se kinders gebeur het in die konsentrasiekampe, dat daar nie 'n groter persoon is, en ek wil vandag, ek dink ek praat namens die boerevolk, vir u baie, baie dankie sê. Want alles wat u in hierdie boek geskryf het my op 'n reis gevat van 7 jaar, waarby ek 55 dokumentêre DVD's gaan maak het, oor wat werklik in die boervrou en kinderkonsentrasiekampe gebeur het. En ek kan vir u verseker, net dat in hierdie boek, ek noem dit sommer die konsentrasiekamp Bybel, daar is nie 'n nadere werklikheid wat hierdie vrouens en kinders ervaar het in hierdie konsentrasiekampe, as wat in hierdie boek voorkom. Dit is eintlik 'n tweestel boek. Hierdie is die boervrou, die kampsmarte, en dan die ander boek, deel 1, is die moederleed. So dit is eintlik 'n stel van 2. Hierdie boeke is verskriklik skaars, en ek is regtig bevoorreg om een van hierdie 2 boeke te hê oor die konsentrasiekamp. Maar ons kuier vandag by die professor, en ek het 'n YouTube kanaal onder my naam Rudy Rousseau, en ek het 'n dokumentêr gaan doen by Ottosdal oor Siener van Rensburg, want Siener was seker een van die groot boerehelde in die boerevolk se geskiedenis. En wat met my daar gebeur het, en ek het dit gisteraand vertel toe ons bietjie gesit en kuier het, is 'n ervaring wat ek nooit sal vergeet in my lewe nie, want ek weet ek moet hierdie goed doen om die waarheid oor Siener van Rensburg by u ook uit te kry. Dat ek deel 1 van Siener van Rensburg op YouTube gesit het, en ons het nou nog gekyk, daar is 22.000 mense wat na deel 1 al gaan kyk het. Ons lewe vandag in 'n land in Suid-Afrika wat ongekend is met anargie wat op die oomblik besig is om plaas te vind. Ons mense was gewaarsku gewees, jy weet wat die toekoms so goed gaan inhou met 'n nuwe regering, en daar is nog mense van julle wat glo, nee, weet alles is goed en wel in Suid-Afrika. Maar ek het ook te doen gehad met 'n skrywer met die naam van Adrian Snyman. Hy het 'n hele paar boeke en goed geskryf, en dit is waaroor ek begin twyfel het, na ek met oom Okkert Botha by Siener se graf 'n paar vrae gevra het aan oom Okkert,
rakende goed wat Adrian Snyman in sy boeke kwyt geraak het. En ek dink, van u weet al, daar is baie groepe op Facebook, wat baie van sieners se aanhalings en goed weet uithaal. Maar ek wil vandag vir u verseker, daar is baie van daai goed, wat vandag op die nasionale media verskyn, wat absoluut 'n klomp nonsens is. En dit was my een gesprek ook, so 3 jaar terug by 'n geloftefees, waar ek vir mense gewaarsku het, teenoor die skrywes van Adrian Snyman, oor goed wat hy kwytraak, en dat hy besig is, om hierdie mense, wat goeie Christene is, van die pad af te vat met onwaarhede, en hy is besig met 'n veldtog, om ons mense vreesbevange te maak. En daarby wil ek net sê, dat die Bybel die Alfa en die Omega is. As ons in God vertrou, maak nie saak wat die omstandighede in Suid-Afrika is, maar daar wil ek ook by sê, dat ja, dit help nie, jy gaan sit op jou agterend en jy doen niks nie. Jy moet, soos 'n boer wat op 'n plaas bly, jy moet kyk na jou beveiliging. Jy kan nie verwag om niks te doen op jou plaas en te verwag, en veral in vandag se tyd, dat jy veilig gaan wees nie. So, jy moet 'n alarmstelsel ensovoorts moet jy insit. En ek waarsku mense, hulle moet versigtig wees, om nie goed te glo wat leuns is oor Siener van Rensburg nie. En ek sê dit weer eens, dit wat Siener van Rensburg gesien het met sy visioene, wat sy suster neergeskryf het, en wat sy boesemvriend Boy Moesman neergeskryf het, is absoluut korrek. Die probleem kom daarin met die interpretasies van hierdie visioene wat Siener van Rensburg gesien het. Professor, dis regtig vir my ek kry eintlik hoendervleis waar ek hierso sit. Ek moet vir u namens die boerevolk sê, verskriklik dankie. U het 'n werk gedoen, en u het navorsing gedoen, oor hierdie besonderse boereprofeet, wat so 'n eenvoudige lewe gelei het, maar wat 'n godvreesende man was, wat God gebruik het, om sy volk te waarsku. En ek is seker, daar is nou baie vrae wat by u gaan opkom. U is ook welkom om my te kontak en vir my vrae te stuur, as ons dalk nou nie dit wat u graag wil weet, hier behandel met ons gesprek nie. Maar ek wil graag vir professor voorstel aan hierdie kykers. Ons sit hier met besonderse boeke. Ek het in hierdie deel 1 gevra, wat het van die visioene wat in die Lichtenburgse museum was geword? Wat het van die geskriftes van Siener van Rensburg se boesemvriend Boy Moesman geword? En hierso kan ek vir u verseker, is ek baie bevoorreg. Dit is ongelooflik, ek kan nie vir u die ervaring beskryf. Hierdie is die boek wat Boy Moesman by Siener van Rensburg gaan neerskryf het. Kyk net hierdie besonderse handskrif van hierdie man. Maar ek dink net om vir u die regte persoon te gee, om meer te vertel van hierdie besonderse man, Siener van Rensburg. Professor, vertel ons, wie was Siener van Rensburg geweest? Rudy, as ons dit in 'n paar woorde kan saamvat, is daar 3 aspekte wat besonderlik uitstaan. Die eerste is, ons praat van 'n besonder toegewyde godsman. Ons praat van 'n baie besondere en toegewyde boerevolksman wat homself afgesonder het om sy ervarings en sy kennis en sy wysheid en dit wat hy deur middel van sy geesteservarings beleef het, tot die voordeel van sy volksgenote aan te wend. En in die derde plek, die aspek wat, dink ek, heel wat meer aandag kort as wat ons tans daaraan gegee het, is sy vertolking van die weg wat ons volk moet bewandel na sy dood, as ons 'n volk met 'n toekoms in Afrika wil bly. Nou dit bring my by 'n aspek wat ek graag in enkele sinne wil verduidelik. Wanneer ons na die lewe van Nicolaas van Rensburg gaan kyk, gebore 30 Augustus 1864 en oorlede 1926,
dan vind ons die verpersoonliking van die boerevolk se geestelike bewussyn in pioniersomstandighede. En 'n volk in pioniersomstandighede het ook besondere eienskappe. Of dit nou die Amerikaanse pioniersgemeenskappe daar is, of dit die boerepioniers hier in Suidelike Afrika is, of dit die pioniers is wat hulle self destyds in Frankryk bevind het, ook met die aanslag van die Rooms-Katolieke Kerk daar en so meer. Jy vind dieselfde eienskappe by hulle. Jy vind dat hulle vanweë verskillende omstandighede dit besonder swaar het. Of dit nou is vanweë geloofsvervolging, of dit is vanweë oorloë, of dit is vanweë natuurlike rampe. Tweedens is hulle tot 'n groot mate afgesny van die hoofstroom wêreldgebeurtenisse. Met ander woorde, dit is nie stedelinge wat elke dag se lewe in stedelike omstandighede tussen ander mense met baie verkeer en so meer deel nie. Dis mense wat gewoonlik in relatiewe eensaamheid en afgesonderdheid verkeer. En by daardie mense vind jy dan die volgende eienskap, en dit is 'n besondere geestes- en godsdienstige toewyding. Nou in ons eie volksgeskiedenis het ons dit by verskillende geleenthede gehad. En dit begin ongeveer 1750. Met die trekboere wat na die binneland beweeg, die van Rensburg familie was ook een daarvan. En wat as trekboere hulle self relatief afgesonderd in die beproewende omstandighede van daardie tyd op die limite, op die grense bevind. Hulle is met ander woorde mense wat in klein familiegroepies versprei is. Hulle is gewoonlik veeherders en veeboere, en hulle trek rond agter weiding aan. Die van Rensburg familie was een van daai tipiese trekboerfamilies. Teen die jaar 1864 bevind Nicolaas van Rensburg, wat toe pas gebore is op die 30ste Augustus, sy vader en moeder en gesinslede hulle self in die Wes-Transvaal. Die Wes-Transvaal van daardie tyd was ook 'n grens- en pioniersgemeenskap, wat veral swaar gelei het onder die inboorling aanvalle van die latere Botswana, vanuit die Noord-Kaap. Dit is 'n harde omgewing. Daar was periodieke droogtes. Sprinkaanpla was redelik algemeen. En natuurlik lewensmiddele was skaars. Ons praat nou van ongeveer 12 jaar na die totstandkoming van 'n vrye republiek, die Transvaalse Republiek. En dit is nie in 'n stedelike omgewing nie, maar in 'n landelike omgewing waar daardie pioniersgemeenskapies en gesinne 'n bestaan moes voer. En Nicolaas van Rensburg word groot as 'n kind in so 'n gemeenskap. Hy het hoogstens 2 weke se skoolopleiding gehad, maar hy word groot in 'n gesin waarvan sy vader as 'n jong seun van ongeveer 11 jaar die slag by Vegkop meegemaak het. Nou daardie slag vind plaas waar voortrekkers van die trekgeselskap van Andries Hendrik Potgieter is. Nou oor Andries Hendrik Potgieter moet ons dalk ook net 'n woord sê. Een van die mees toegewyde van die trekleiers, baie sterk gereformeerd. En so het ons byvoorbeeld Sarel Silje ook by daai trekgeselskap. Maar ons het ook 'n Paul Kreer by daai trekgeselskap. So wanneer mense daar Andries Hendrik Potgieter se trekgeselskap kyk, dan vind ons verskillende geestelike leidspanne wat uit daardie trekgroep na vore kom. Tydens die groot trek, maar ook daarna. En wat 'n invloed gehad het in beide die boererepublieke. Sarel Silje byvoorbeeld op sy plaas Doringkloof. Vir baie jare is die gelofte nie stip herdenk nie en gevier nie. En Sarel Silje neem byvoorbeeld die leiding hier in die Vrystaat deur op sy plaas op geloftedag en die dag voorafgaande
die voortrekkers en hulle nasate daar byeen te kry om die gelofte in stand te hou. Soveel so dat hy ook vir Andries Pretorius by geleentheid vermaan oor die feit dat geloftedag besig is om te verval in volksgeleedere. En Sarel Silje was tot met sy dood in die 1870s was hy een van die leiersfigure, maar ook 'n besonder geestelike leidsman. En ek noem dit sodat ons 'n aanvoeling kan kry vir die geestesdiepte en die geesteskrag en die geloofskrag wat hierdie mense wat deel van Andries Hendrik Potgieter se trekgeselskap was, gemanifesteer het en wat eintlik aan die Boererepublieke beslag gegee het. En kom ek noem 'n voorbeeld, wanneer ons nou praat van geestesdiepte en ons praat van geestelike insig en ons praat van geestesleiding wat hulle aan die mense gegee het. Die 1862 synode in die Kaap was eintlik 'n byeenkoms van NG Kerklui wat hoofsaaklik uit liberale kring daar vergader het en waar die gemeentes wat in die Trans-Oranje was, waarvan Kroonstad ook een was, hulle kerklike afgevaardigdes na daardie synode gestuur het. En Sarel Silje word afgevaardig om namens die kerkraad van die Kroonstadse gemeente na die synode sitting in die Kaap te gaan. En voor die tyd reeds het die pers berig dat dit die groot konfrontasie tussen die behoudende gereformeerdes in NG Kerkkring en die nuwe liberale beweging wat in die NG Kerk ontstaan het sou wees. En Sarel Silje reis af per wa na Durban om daar die boot te neem om na Kaapstad te reis. Onderweg na Durban ervaar hy verskillende visioene waarin hy sien dat die skip waarmee hulle na Kaapstad sal reis vergaan. En toe hy in Durban kom, toe waarsku hy daar die passasiers wat aan boord sou gaan, dat hulle saak met die Here moet regmaak. En dat hulle self in die geloof moet instel, want hierdie skip waarop hulle nou vaar, gaan 'n skipbreuk beleef. En dit was toe so. Die skip loop op die rotse, en daar was gelukkig geen ongevalle nie. En so arriveer Sarel Silje by daardie synodesitting in die Kaap, en inderdaad was dit ook die manifestasie van wat in liberale godsdienstige kringe begin opborrel het daar. Het is interessant dat hy toe aan die kerkraad van Kroonstad rapporteer die volgende woorde oor die synode. Ek heb de ware antichrist gesien. En ek noem hierdie voorbeeld ook as nog 'n geval van 'n godsman en 'n toegewyde gelowige wat geloofservarings tot die mate beleef dat hulle op een of ander wyse voorkennis van belangrike gebeurtenisse sal hê. Tydens die groot trek was dit ook nie vreemd nie. Terwyl die trekkers in die laars agtergebly het aan die Vaalrivier, het Andries Hendrik Potgieter en Gerard Marits en ander die Matabele's aangeval by Mosega en Kapaai. En daar is 'n geval opgeteken waar een van die jong seuns toe juis 'n geesteservaring in die laar gehad het, waar hy beskryf hoe sy pa saam met Potgieter besig is om te veg met die Matabele's ongeveer 200 km daarvandaan. Ons vind dit gemanifesteer in die neerskryf van geesteservarings, gebede, preekbundels. Ons vind dit in die Kreur familie, ons vind dit in die Steenkamp familie. Nog 'n voorbeeld voor ons by Niklas van Rensburg kom was Paul Kreur self. Hy was 'n kind in die Potgieter trek. In 1857 bevind hy hom in die Magaliesberge. En het die hele stryd
oor die kerk, het die hele stryd oor die politiek hom so ter harte gegaan. En hy het so 'n geestesworsteling daarmee gehad, dat hy vir sy vrou gesê het, hy gaan die veld in om 'n bietjie te mediteer en te pyns oor hierdie ding. En so het hy verdwyn dat hulle 'n week lank na hom moes soek. En 'n week later het hulle Paul Creer gevind as 'n man met 'n totaal ander geestesingesteldheid. Met 'n totaal ander visie op sake. En het daardie geesteservarings wat hy in eensaamheid gehad het, om so aangespoor, dat hy baie sterk na vore getree het as kommandant-generaal eers en later as president van die Suid-Afrikaanse Republiek. Senior van Rensburg se vader, het ek gesê, was 'n lid van daardie trekgeselskap van Andries Hendrik Potgieter. En na die groot trek het die hervormde kerk in die Transvaalse Republiek beslag gekry. En komende uit so 'n toegewyde godsdiens sin, het Niklas van Rensburg op 'n baie jong ouderdom reeds as diaken in die hervormde kerk, in daardie omgewing waar hy hom bevind het, waarvan die gemeente toe by Potchefstroom was, het hy hom daar bevind. Dit beteken met ander woorde dat onder Van der Hof moes die kerkraadslede dan die eredienste op die grense behartig, wat hy gedoen het as ouderling. En daardie omgewing waar hy hom bevind het by Rietkou 22, het hy besondere moeite gedoen om die lidmate van die kerk godsdienstig te versorg. En dit was sy erns. Niklas van Rensburg het besef dat die oorlewing van daardie pioniersgemeenskap in die Wes-Transvaal en elders in die Boererepublieke net kan geskied en kan standhou in die lig van al hierdie pioniers teenslae wat hulle beleef het, indien hulle volledig vanuit die woord van God lewe. En reeds vanaf 'n baie jong ouderdom vind ons hom met min skoolopleiding, maar 'n baie toegewyde Bybelleser. En eensaam in die veld, agter die kuddes, die skaapkuddes en die veekuddes daar in die Wes-Transvaal, met natuurlik die gevaar van inboorling, invalle en so meer, is dit dan nie vreemd dat hy reeds toe bepaalde geesteservarings gehad het nie, maar dit moet ek nou kwalifiseer. Wanneer ons praat van geesteservarings, dan bedoel ons daardie bevindelike godsdienstsin waar mense weet, waar pioniers weet, dat God in hulle midde is. Dat God in hulle midde is. En in sulke gemeenskappe, het ek net nou gesê, is dit nie vreemd dat mense drome het, dat hulle bepaalde voorbodes het, en so het dit ook gebeur dat hy bepaalde drome gehad het, reeds as 'n kind. En dit was nie vreemd in die boeregemeenskap nie. Oor 'n baie wye front het mens nog tot 20, 30 jaar gelede in ons volksgeleedere mense gehad wat allerlei voorbodes en voortekens, hulle dit op verskillende wyse vertolk, was nie vreemd nie. Soos wat hulle sê, mense is met die helm gebore. Presies dit. En ons volk was besonder geseënd met sulke gevalle. Talle daarvan. Ek wil nie eens nou nog voorbeelde verwys nie. Niklas van Rensburg kom uit so 'n omgewing, waar hy met ander woorde 'n besondere sensitiwiteit vir die geestelike belewing van God se woord en die waarhede daarin gehad het. Maar tweedens, 'n besondere vertolking van dit wat fisies gebeur in die lig van 'n mens se geestesingesteldheid. En dit moet ek nou beklemtoon. Daardie geestesingesteldheid is meer 'n introspektiewe een as wat dit 'n extrospektiewe een is. Met ander woorde, dit is nie soseer die omgewing wat 'n indruk op jou maak. Dis nie soseer die materialisme, dis nie soseer die voorspoed, dis nie soseer die vertoon vir die wêreld wat saak maak nie. Dit is jou geesteslewe en die koninkryk van God wat in jou is, wat saak maak. En daarom was daardie pioniers mense met 'n ander lewensingesteldheid.
Hulle was nie ryk nie, in die sin van wêreldse besittings nie, maar ryk aan geloofskrag en geesteskrag. En mag ons sê, ons vind dit oor 'n baie wye front in pioniersgemeenskappe waarvan die voortrekkers by uitnemendheid voorbeelde was. En daarin sit ook vir ons vandag, as hulle nasate en volksgenote, ook onder omstandighede waar ons gebombardeer word met allerlei visuele dinge. As dit nie hierdie moord is nie, is dit daardie ongeluk, of dis daai rykdom, of dis daai transito rooftog. En ons reageer op die televisie, op die media, ektrospektief. Ons is so geïmponeer met wêreldse dinge. Ons word so gebombardeer met vreesaanjagende mededelings en met kataklismiese gebeurtenisse, met ander woorde, waar allerlei voorspellings oor die lotgevalle van ons volk gemaak word en waar die mees gruwelike moorde en aanvalle en nagte met van lang messe en so meer op ons afgeforceer. Amen. Ja. Maar daardie mense was anders. Hierdie saak het nie vir hulle betekenis veel gehad nie. Want die vaste wete dat jy uit die geloof lewe en dat hierdie gebeurtenisse is soos taferele wat afspeel wat nie 'n impak op jou band met God het nie. Ja. Met ander woorde, dit het nie 'n impak en 'n negatiewe impak en 'n vertwyfelende impak op jou geloof en jou geloof in God drie enig. Met ander woorde, die wêreld na binne is wat saak maak. En dit is wat sin en betekenis aan jou lewe gee. En sin en betekenis vloei nie van buite in deur al hierdie vreemde en ek wil sê opspraakwekkende dinge wat gebeur. Met ander woorde, die oog na binne. En om te weet dat God met jou en met my elke dag praat, 'n verhouding het, en mag ek sê dat die geloofsverhouding van die ou voortrekkers en die ou boerepioniers het vind plaas binne die konteks van die verbond. Soos God met Abraham gepraat het, binne die verbond, om met hom 'n verbond sluit. En soos wat die ou reformatore besondere klem lê op die verbond, veral Heinrich Bullinger, die Switserse teoloog, waarvan sy preekbundel in die skepe van die VOC, die sieke troosters, daaruit moes voorlees, die verbond. Die verbond. Elke een van ons staan direk voor die aangesig van God. Elkeen van ons het 'n geesteslewe wat ons moet versorg en in stand hou en die geloof behou direk voor die aangesig van God en nie deur 'n priester, 'n profeet of 'n predikant werk. Elkeen van ons het 'n direkte verantwoordelikheid. Amen. En daardie besef maak 'n baie groot verskil in 'n mens se lewens uitkyk. En daarom, Rudy, in die laaste werk wat ek geskryf het oor Niklas van Rensburg, het ek besondere klem daarop gelê. Naamlik dat Niklas van Rensburg, die siener, vertolk die geestelike bewussyn van die Afrikaner onder krisisomstandighede soos geen ander gelowige voor hom nie. Vanweë hierdie agtergrond en hierdie lewensuitkyk neem hy bepaalde dinge waar, en dit is 'n eerste vryheidsoorlog. Dit is die oorlog teen die inheemse volkere van 1876. Dit is die oorlog teen die inheemse volkere van 1894. Dit is die eerste vryheidsoorlog, dis die tweede vryheidsoorlog. En ten spyte daarvan bly Niklas van Rensburg daardie geestelike leidsman wat hy nog altyd was. Hy kom nie in vertwyfeling nie. Hy weet dat God sy beskermende hand oor sy kudde sal hou, maak nie saak wat gebeur. En hy leef ook so. En hierdie geestelike perspektief van toewyding is deur, wil ek sê, die meeste van die boere pioniers van daardie tyd gedeel. Maar vanweë sy toewyding met die woord en die besondere geestesgawes wat die Here aan hom spesifiek gegee het, maak dit vir Niklas van Rensburg 'n gawe aan sy volk in 'n tyd waar hulle
geweldige krisisse beleef oor verdeeldheid in kerk en politiek. Geweldige krisis belewe vanweë die bombardement van vreemde invloede wat van buite op hierdie pioniersgemeenskappe inspeel. Dis nou presies wat vandag met ons gebeur. En dit bring ons uiteindelik by die punt wat ek hoop ons in hierdie reeks opnames nog meer sal handel. Naamlik, wat is die kernbetekenis en sin van Niklas van Rensburg en ander se lewe en lewensuitkyk vir ons vandag? Wat moet ons daarmee doen en hoekom is dit so waardevol en wat is die betekenis wat dit vir elkeen van ons weer onder pioniersomstandighede het? En dis belangrik. Ons lewe in die sogenaamde moderne tydvak van die media, ons lewe in die moderne tydvak van nuusgebeurtenisse, opspraakwekkende gebeurtenisse wat binne 'n paar minute die wêreld deur gesien word. 'n Mens sou nie dink daar is meer pioniersgemeenskappe nie. Maar onthou nou die verduideliking wat ons reg aan die begin gegee het. 'n Pioniersgemeenskap is mense wat hulle self onder gemarginaliseerde omstandighede bevind. En mag ek so ver gaan om te sê dat tydens die twee vryheidsoorloë en die rebellie en selfs die Tweede Wêreldoorlog die boerevolk homself as afgesonderde gemeenskap en gemarginaliseerde gemeenskap bevind het, is waar. Maar nou des te meer. Ons volk is gemarginaliseer tot 'n groot mate kerklik. As jy nie saam met die charismatiese en die metodistiese stroom van ligsinnige teologie gaan nie, is jy gemarginaliseer. Amen. As jy nie met die stroom van die wêreld saamgaan deur die politieke heersers na die mond te praat nie, is jy gemarginaliseer, of dit nou BEE is, en of dit nou diskriminasie is teen die feit dat jy blank is en jy Afrikaans praat, en jy gevaar staan om jou werk as gevolg daarvan te verloor. En dit geld ekonomies en dit geld sosiaal en so meer en so meer. En dan kom die president van 'n land en hy sê dat julle het die grond gesteel. En daardie grond moet nou van julle afgeneem word. En so vind ons volk op die oomblik onder hoogs gemarginaliseerde omstandighede. En mag ek net vooruitloop deur te sê, en ek glo dat ook Niklas van Rensburg wanneer hy vanmôre hier in ons midde was sou gesê het, die koninkryk van God is in julle, hierdie is nie vreemde gebeurtenisse nie. Ons was afgesny van die buitewêreld vir verskillende redes. As dit nie die Britse Empire is nie, dan is dit inheemse aanvalle wat op groot skaal ons vee plunder, of in die jaar 2021 'n vreemde regering wat kom om die goed van julle af te neem en om julle bestaan in Afrika onmoontlik te probeer maak. Moet julle nie begaan maak oor hierdie dinge nie. Julle moet die geloof behou. En wanneer hy daarvan praat, is daar een teks wat hy by herhaling na verwys in verskillende kontekste. En dit is 2 Kronieke 32 verse 7 en 8. En dan plaas hy altyd die kontras op daardie 2 verse. Aan die een kant die vleeslike arm van die bedreiging. Dis vleeslik, dis verbygaande. Dit is van verbygaande aard, dis tydelik. Maar by ons is die Here onse God om ons oorloë te voer. En dan sê vers 7, die wat by ons is meer as wat by hulle is. En al is ons 1 en hulle 32 miljoen, dan is ons nog steeds 'n meerderheid. So met ander woorde, hy verwys nie na die miserabele politieke demokrasie beginsel. Maar hierdie geestelike insig van Niklas van Rensburg en die vermoë om die betekenis van die woord van God vir alledaagse mense verstaanbaar en verteerbaar te maak sonder groot teologiese argumente, daarin sit vir ons ook 'n besondere waarheid vandag. En as ek na die vertolking van oom Niklas se betekenis en die waarde wat hy vir ons het vandag moet gaan kyk, dan sou ek sê,
ons moet ons minder oor die wêreld begaan maak en meer oor ons geestelike en geloofsingesteldheid, oor omstandighede wat waarskynlik nog meer rampspoedig gaan word. Maar dan val die klem nie op die rampspoed nie, maar op die verlossing, op die seën, op die leiding van God, oor sy beskermende hand. En dan is al hierdie kataklismiese vooruitskouings van aanvalle en nagte van lang messe, staan dan lynreg teen die kernboodskap van Niklas van Rensburg. Dan is dit juis waarteen hy sou waarsku. Moet julle nie steur aan al hierdie geskrifte en hierdie boeke wat geproduseer word. Van nagte van lang messe wat moet plaasvind as dit nie met die gewese president Nelson Mandela se dood is, dan by 'n ander geleentheid. En waar mense in soveel vrees en bewing lewe, hy sou sê, dit is presies die afval waarteen ek waarsku. En dat al hierdie verskriklike gebeurtenisse wat gevisualiseer word en uit my visioene opgediep word, sou hy sê. Moet julle nie daaraan steur nie, want dit is leuns. Want die kernsaak is daar die oog na binne. Van God se bewarende hand, hy praat by geleentheid van die seiltjie wat oor ons is. Daardie nie vleeslike arm nie, maar God se direkte betrokkenheid deur sy gees in ons. En die vrede, die krag, die visie, die toewyding, wat dit aan geloofsmense behoort te gee. Maar, nie almal wat hierdie mededelings van hom Niklas van Rensburg, die siener, lees, verstaan dit nie. Dit moet in die eerste instansie geestelik verstaan word. En nie, wanneer verskyn in die Volksblad, of die Burger, of 'n ander koerant of tydskrif, hierdie en daardie berig van 'n vreeslike ding wat gebeur het, sodat ons kan sê, dit het plaasgevind. En dan verstaan ons beter, wanneer hy waarsku teen die feit dat hy geen waarsêer is nie, en sy woorde in hierdie verband was. En dit is teenoor mede-Afrikaners wat dit verkeerd vertolk het, daai tyd, maar ook teenoor joernaliste, waar hy sê, nie eers die engele in die hemel weet wanneer van hierdie dinge gaan gebeur. Net God alleen weet. Ek weet nie. Maar ons wat vanuit die geloof lewe, kan bepaalde tekens wat God aan ons gee, waarneem. Sodat ons weet wat besig is om te gebeur. En die betekenis daarvan is dan X, Y en Z. So in die volgende reeks praatjies gaan ons dan nou na die toepassing van hom Niklas se visioene kyk. En dit beteken dan 'n besondere geestesingesteldheid vanuit die geloof, vanuit die woord van God. Wanneer ons na hom Niklas se mededelings kyk, dan vind ons dat daardie geesteservarings wat hy het, in 3 kategorieë uitmekaar gaan. Hy sien gebeurtenisse wat feitelik gaan plaasvind. Hy sien byvoorbeeld oom Koos Delarey kom kaalkop deur Johannesburg se strate. En die 15de September 1914 was dit so, dat toe hy en Beyers met Beyers se Daimler op pad was na Potchefstroom, het oom Koos, wat aan die linkerkant gesit het, sy pyprook vir Beyers geplaag. En 'n koue wind het op sy oor gewaai. En hy sê vir Beyers, kom ons ruil plekke, dat ek aan die regterkant kan sit. En met die omdraaislag waar hy van sitplek verskuif na die regterkant van Beyers, waai sy hoed af. Hy kom kaalkop deur Johannesburg se strate. Nog 'n voorbeeld. In die heel eerste werklike geval van visionêre voorkennis van hom Niklas van Rensburg, tydens die oorlog, die Anglo-Boereoorlog, in die kommando's van generaal Piet Cronje, onderweg na Kimberley om die te beleer, lê hy en sy kombersmaat Gert van Rensburg
lê in slaap en oom Niklas van Rensburg het daardie nag geestesingewings van wat met die vrouens en die kinders in besonder in die oorlog gaan gebeur. En die volgende oggend toe Gert opstaan, toe vind hy oom Niklas nie daar nie. Maar wel nat gehuil in 'n bos. Waar hy hierdie voorkennis wat aan hom geopenbaar is, so traumaties ervaar om te sien hoe huise afgebrand word en hoe vrouens en kinders te voet aangejaag word, sê hy. En hy weet dit. Maar hier sit hy in 'n kommando wat nog praat van met Cronje en die Mauser sal ons die Engelse skiet en verskoon die terme, maar dit is die direkte woorde, dat hulle derms oor die soedoringbome hang. Hoe kommunikeer jy met volksgenote wat nog hierdie ingesteldheid het? En jy weet in jou gees, dis aan jou geopenbaar, dat presies die teenoorgestelde gaan gebeur. En dat wat hulle besig is om te doen, is om 'n oorlog te verloor nog voordat hy begin het. Want hulle het presies daardie steen op die vleeslike arm. Terwyl die ingesteldheid behoort te wees van verootmoediging, van volkome onderwerping aan die wil van God, want dan is ons meer as by hulle. En nou het hy hierdie geesteservarings. En hy verduidelik dit vir van die burgers daar, en soos 'n veldbrand versprei dit daar, en sommige is kwaad, soveel so dat sommige hom te ly wou gaan. En hierdie praatjies van Cronje met die Mauser, die lei daartoe dat hy al meer die burgers vermaan hierteen. En dan sien hy in 'n volgende gesig, kort daarna, sien hy hoe die laar van Cronje daar beleer teen die Modderrivier deur die Engelse gebombardeer en geneem word. En hy sien die oorgawe van 4000 burgers. Nou vra ek vir julle, hoe kommunikeer jy met mede-volksgenote waar jy op 'n totaal ander geestelike vlak lewe? En so vind ons hierdie pioniersingesteldheid, hierdie pioniersethos van marginalisering, vind ons uitermate gemanifesteer by hom. Selfs in sy eie kommando is hy geïsoleer. En die enigste mense met wie hy kan kommunikeer is volksgenote wat op dieselfde frekwensie as hy is. En dan vergader hulle spontaan rondom hom. So professor, om dit in eenvoudige taal te sê, net vir die kyker, is, daar kom mense oor jou pad, omdat jy in 'n geestelike gesindheid is, en omdat jy jou Skepper in alles vertrou, vir vandag en ook vir die toekoms, waarsku jy mense om te sê, hulle moet waak teen onwaarhede. En dan kyk hulle jou so aan om te dink, ja, maar jy weet nie waarvan jy praat nie. Wie is jy om ons nou te kom waarsku? En dan loop hulle oop oë en goed in. Nee, maar hulle is ook te swak om te erken. Weet jy wat plaas ons na jou geluister het, soos wat met Sina die geval was? Hoeveel keer het hy nie net die volk gewaarsku, pas op, moenie luister, ek waarsku julle. En hulle ongehoorsaam was. En dit het hulle in 'n penarie beland, waarmee ons vandag nog steeds die nagevolge sien. En nog erger, nog nader aan huis, Rudy, dat mense 'n appel maak op die nagedagtenis van hierdie godsman en geestelike leidsman in die krisismomente van die Afrikaanse geskiedenis. En dat hulle dit doen vir finansiële gewin. Deur die skryf van boeke en deur die skryf van hierdie kataklismiese gebeurtenisse en om vrees op te wek en 'n kultuur te skep waar mense net nog meer en meer koop om te sien wat is die volgende ramp, die volgende katastrofe en die volgende ellende. En dis waarmee ek jou as 'n volksgenoot waarsku teenoor die skrywes van Adrian Snyman in sy boeke. En ons het gister daaroor gepraat en gesê, wat is die grootste onreg wat jy enige volk kan aandoen, is om hulle vreesbevange te maak. Wat gebeur as jy vreesbevange is? Jy kan nie helder dink nie. Jy maak, goeie Afrikaans, stupid foute.
En dit is die probleem wat ons het, en wat ek het ook, met Adrian Snyman se boeke. Want hier sit ons met die oorspronklike skrywers van Boy Moesman, wat 160 km te perd gery het van sy plaas Langlaagte na Ottosdal toe, en die visioene wat Siener van Rensburg gesien het, neergeskryf het. Dan moet jy jouself die vraag afvra. En Adrian Snyman het vir my 'n e-pos gestuur en gevra, hoekom trek ek so ten velle teen hom? En toe sê ek, omdat jy leuns verkondig teenoor die volk. Jy is besig om onwaarhede wat Siener van Rensburg nooit gesê het in sy lewe nie. Waarvan hierdie visioene glad nie vandag openbaar kan word nie. Ons weet nie wat het hy werklik gesien nie. En hier kom Adrian Snyman en hy vertaal nou en hy sê, maar Siener, met hierdie visioen gaan dit en dit gebeur. En onder andere die nag van die lang messe. En nou, Rudy, kom ons by die kern van die saak. En dit is dat om met oom Niklas van Rensburg histories, geestelik, korrek om te gaan, moet 'n mens sy hartstaal verstaan. En dit is die probleem met soveel skrywers oor Niklas van Rensburg, dat hulle die taal nie verstaan nie. En dan sit ons met die probleem van waarsêery, van sensasionele spekulasie, en hulle eiewillige interpretasies en goedgelowigheid. Dat dit wat gedokumenteer is, en wat geverifieer is, en wat histories bevestig is, en wat dokumentêr ook gesaghebend is genoeg, is selfs meer sensasioneel en opspraakwekkend as al hierdie verdigsels en stories. Jy weet, ek het in die Wes-Transvaal groot geword. Nie ver van waarom Niklas van Rensburg was. En almal het op een of ander stadium van hulle lewe oor hom gepraat. Met soveel verwarring en met soveel valse oordrag van een mededeling na die ander. Jy kan nie kop of stert naderhand meer uitmaak van wat gesê is en wat nie gesê is nie. En baie van die werke wat nou geskryf word, en wat geskryf is, neem juis deel daaraan, want die taal kan hulle nie verstaan nie, en daarom kyk hulle vas teen daardie woordelike mededelings en die woordelike neerskryf van die visioene, en dan probeer hulle om daaruit hulle eie interpretasies te gee. Ja. En dis nie vreemd nie. Jy weet, voorafgaande aan die Tweede Wêreldoorlog, wat ook 'n krisistyd vir ons volk was, het 'n man met die naam van Sybrand Botha na vore gekom. En hy skryf 'n boek, Profeet en Krygsman. Hy was eintlik die voorloper. Hy was eintlik die pasaangeer vir latere skrywers soos Adrian Snyman en soos Frick Pretorius. Wat nou in 'n ander, meer hedendaagse krisistyd presies dieselfde inslag en benadering het, met alle permissie gesê, hulle verstaan die taal nie. En die kern van die taal waarmee oom Niklas tot almal van ons spreek, sou ons kon sê, is die Christelik mystieke waarhede wat in God se woord opgesluit is, en wat jy in die binneste moet weet, naamlik die geloof. Daarom appelleer al sy mededelings op die geloof. Maak nie saak of daar 'n staking is waar al die treine op die bilte staan nie. Dit maak nie saak of daar die een of ander rampspoedige oorlog plaasvind nie, maar behou die geloof. Dis die boodskap. En moenie probeer om daardie om dit wat die geloof beproef groter as die geloof te maak nie. Dan word die krisis, dan word die ramp en dan word die ellende uiteindelik groter as God se almag en die geloof. En dit is presies waarteen hy gewaarsku. En nou vind ons in meer resente tye, soos Sybrand Botha se boek Profeet en Krygsman in die Tweede Wêreldoorlog, vind ons nou 'n hele aantal werke van Adrian. Siener van Rensburg, Profeet vir sy volk, Stem van 'n profeet. Siener van Rensburg, Boodskapper van God. Ons vind Frick Pretorius se Siener van Rensburg, Wat is die waarheid? En mag ek dit kortliks saamvat?
Die siener van Rensburg wat ons daar leer ken, is nie die ware siener as geestelike leidsman van sy volk nie. Daar sien ons 'n tuisgemaakte boere Nostradamus, wat op dieselfde vlak geplaas word as al hierdie ander waarsêers, of hulle vanuit die Christendom opkom en of hulle vanuit die okkultisme opkom, dit is presies dieselfde boodskap. En my beroep waar ons hier nou sit vandag op die 2 April 2021 sou wees dat ons onsself daarvan volkome distansieer. Want dit praat 'n taal wat aan ons as boere volksgenote totaal vreemd is. En die mense wat in staat is om werklik die boodskap van oom Niklas van Rensburg te verstaan, ons lewens daarvolgens in te rig en daarmee die toekoms tegemoet te gaan is min. Want net so gevaarlik as wat die totale, kom ek sê, ongeloof is, van mense wat blaatant eenvoudig negeer dat oom Niklas van Rensburg enige waarheid kwyt geraak het. Net so gevaarlik is hierdie tuisgemaakte boere Nostradamus kultuur wat gekultiveer word deur skrywers in hulle oppervlakkigheid. En dit bring my by 'n volgende belangrike punt. Ons is tans ook in 'n fase waar die wat werklik die geestesingesteldheid van die geloof van ons verbondsverhouding met God het en kultiveer, min geword het, vir verskillende redes. Ons sit by die liberale teologie in die kerke, en nou praat ek van die Afrikaanse kerke van gereformeerde oortuiging. Ons sit by die totale verval van die aanvaarding van die ontwyfelbare waarheid van God se woord, in sy geheel en al sy dele. Ons sit by die toename in skrifkritiek, waar mense hulle self aanstel oor God en sy woord, en waar bepaalde dele van die Bybel as onwaar en onwaarskynlik uitgeskryf word, beginnende by die maagdelike geboorte, nou waar ons hier kort na Paasfees so met mekaar saam sit. Ons sit by die geskiedenis van Jona wat uitgeskryf word. Ons sit by die mededelings van Christus se moeder Maria, wat totaal buite verband geruk word en selfs ook genegeer word. Met ander woorde, totale godsdienstige willekeur. Ons kan nie met God se woord omgaan in die kerk soos wat ons wil nie, maar ons moet voor die almag en die gesag van God buig. So nie verstaan ons nie wat die boodskap van mense soos Niklas van Rensburg is. Tweedens, dat uiteindelik hierdie politieke katastrofe ons volk getref het. En wat homself vanaf 1994 met toenemende felheid al meer oor hierdie land wreek, was 'n stap in ongeloof. Die huidige omstandighede waaronder ons onsself bevind, is omstandighede wat gekultiveer is en teweeggebring is en veroorsaak is deur ongeloof. En ons pluk nou almal die vrugte daarvan. En by geleentheid verduidelik oom Niklas met verwysing na die Bybelse simboliek van die dorsvloer. En hy doen dit in metafore wat vir die boere Afrikaners van daai tyd verstaanbaar was. Wat is nou meer vel as 'n dorsvloer? Wat is meer koud en kil as 'n dorsvloer? Wat is meer skeidend as 'n dorsvloer? Wat is harder as 'n dorsvloer? Daar word die koring ingebring. Daar word die opbrengs van die oes neergesit. Maar dis nog nie die oes nie. Nou word die perde daaroor gejaag word, wat daar die koringkorrels uittrap. Dan moet daar uiteindelik daardie koringkorrels uitgewan word, sodat die kaf daarvan geskei kan word. En jy sien in jou geestesoog hoe die wind, daardie opgooi van die koring, en die wegvoer van daai kaf, sien jy so voor jou geestesoog. Dit is omstandighede van skeiding. En ons mense hou nie van skeiding nie. Want ons wil almal in die gemaklike wêreldse bootjie vaar. En oom Niklas van Rensburg gebruik hierdie metafore om vir almal van ons te sê, daar kom oomblikke van skeiding. En hierdie dorsvloer gaan uitgewan word sodat die koring van die kaf gaan skei.
En dan praat hy nie met die kaf nie. Dan praat hy met die koor. En hierdie metafore van oom Niklas lê ook op bepaalde vlakke. Ons het gesê daar is die visioene wat hy feitelik waarneem, feitelike gebeurtenisse. Dan vind ons visioene waar daar feitelike gebeurtenisse is met 'n geestelike toepassing. En waar hy bepaalde simboliese interpretasies gee. Sommige daarvan nog baie ver in die toekoms. Hy sien byvoorbeeld, as ek net 2 voorbeelde kan noem, die Duitse voorbereiding vir die oorlogspoging as 'n Duitse soldaat wat onder planke in sy volle uniform lê. Hy sien met ander woorde die Duitse voorbereiding vir die oorlog. Lank, onthou hy is oorlede in 1926. Dan sien hy, kom daardie soldaat uit onder daardie planke. En dan sien hy bepaalde bewegings in Europa en hy sien die osse, kragte, wêreldmagte wat teenoor mekaar opgestel word. En hy sien hoe die osse trek in Amerika, weer van 'n ander kleur. En hy sien hulle trek in Duitsland van 'n ander kleur. Hy sien hulle in Frankryk. En daaruit maak hy bepaalde toepassings. En hier is die metaforiese betekenis van die kleure en daardie wêreldmagte is nou hier van belang, né? Maar dan sien hy by geleentheid ook visioene oor die uiteindelike vrywording van die boere Afrikaners. En hy sien dit as 'n feit. En dan voeg hy by vir hulle wat die geloof behou. Hy praat nou met die koring. Hy praat nie met die mense wat die nag van lang messe kultiveer nie. Hy praat nie van die mense wat hierdie visualiteit probeer kultiveer en so in hierdie wêreldse gebeurtenisse verstrik raak dat hulle die sentrale boodskap mis nie. Hy praat met hulle wat die geloof bou, dan sê hy, ons sal 'n vrye volk word mits ons die geloof bou, en dan sien hy die 4 kleur aan 'n paal, wat beteken vir ewig. Hy sien ook hoe die 4 kleur deur die vrou, simbool van die volk, uit 'n seroetmandjie, uit 'n oesmandjie gehaal word, simbolies. En so meer en so meer. In die loop van ons gesprek vandag sal ons nog by van hierdie metafore stil staan. Maar die belangrike is, daar is ook 'n derde groep visioene, waar hy dit nie as 'n feitelike gebeurtenis waarneem nie, maar waar hy dit self in metafore beleef. Nou praat ons van die pot wat kom uit die noorde, of die swart pot met die vuur onder, of die wingerdstok, of die elendes wat deur middel van bepaalde pla volkere tref, soos byvoorbeeld vrou Israel, en wat hy metafories op die boerevolk van toepassing maak.
Nie eers die engele in die hemel weet wanneer van hierdie dinge gaan gebeur. Net God alleen weet. Ek weet nie. Maar ons wat vanuit die geloof lewe, kan bepaalde tekens wat God aan ons gee, waarneem. Sodat ons weet wat besig is om te gebeur. En die betekenis daarvan is dan X, Y en Z. So in die volgende reeks praatjies gaan ons dan nou na die toepassing van Oom Niklas se visioene kyk. En dit beteken dan 'n besondere geestesingesteldheid vanuit die geloof, vanuit die woord van God. Wanneer ons na Oom Niklas se mededelings kyk, dan vind ons dat daardie geesteservarings wat hy het, in 3 kategorieë uitmekaar gaan. Hy sien gebeurtenisse wat feitelik gaan plaasvind. Hy sien byvoorbeeld Oom Koos Delary kom kaalkop deur Johannesburg se strate. En die 15de September 1914 was dit so, dat toe hy en Beyers met Beyers se Daimler op pad was na Potchefstroom, het Oom Koos, wat aan die linkerkant gesit het, sy pyprook vir Beyers geplaag. En 'n koue wind het op sy oor gewaai. En hy sê vir Beyers, kom ons ruil plekke, dat ek aan die regterkant kan sit. En met die omdraaislag waar hy van sitplek verskuif na die regterkant van Beyers, waai sy hoed af. Hy kom kaalkop deur Johannesburg se strate. Nog 'n voorbeeld. In die heel eerste werklike geval van visionêre voorkennis van Oom Niklas van Rensburg, tydens die oorlog, die Anglo-Boereoorlog, in die kommando's van generaal Piet Cronje, onderweg na Kimberley om die te beleer, lê hy en sy kombersmaat Gert van Rensburg. Lê in slaap en Oom Niklas van Rensburg het daardie nag geestesingewings van wat met die vrouens en die kinders in besonder in die oorlog gaan gebeur. En die volgende oggend toe Gert opstaan, toe vind hy Oom Niklas nie daar nie. Maar wel nat gehuil in 'n bos. Waar hy hierdie voorkennis wat aan hom geopenbaar is, so traumaties ervaar om te sien hoe huise afgebrand word en hoe vrouens en kinders te voet aangejaag word, sê hy. En hy weet dit. Maar hier sit hy in 'n kommando wat nog praat van met Cronje en die Mauser sal ons die Engelse skiet en verskoon die terme, maar dit is die direkte woorde, dat hulle derms oor die soetdoringbome hang. Hoe kommunikeer jy met volksgenote wat nog hierdie ingesteldheid het? En jy weet in jou gees, dis aan jou geopenbaar, dat presies die teenoorgestelde gaan gebeur. En dat wat hulle besig is om te doen, is om 'n oorlog te verloor nog voordat hy begin het. Want hulle het presies daardie steen op die vleeslike arm. Terwyl die ingesteldheid behoort te wees van verootmoediging, van volkome onderwerping aan die wil van God, want dan is ons meer as by hulle. En nou het hy hierdie geesteservarings. En hy verduidelik dit vir van die burgers daar, en soos 'n veldbrand versprei dit daar, en sommige is kwaad, soveel so dat sommige hom te ly wou gaan. En hierdie praatjies van Cronje met die Mauser, die lei daartoe dat hy al meer die burgers vermaan hierteen. En dan sien hy in 'n volgende gesig, kort daarna, sien hy hoe die laar van Cronje daar beleer teen die Modderrivier deur die Engelse gebombardeer en geneem word. En hy sien die oorgawe van 4000 burgers. Nou vra ek vir julle, hoe kommunikeer jy met mede volksgenote waar jy op 'n totaal ander geestelike vlak lewe?
En so vind ons hierdie pioniersingesteldheid, hierdie pioniersethos van marginalisering, vind ons uitermate gemanifesteer by hom. Selfs in sy eie komando is hy geïsoleer. En die enigste mense met wie hy kan kommunikeer is volksgenote wat op dieselfde frekwensie as hy is. En dan vergader hulle spontaan rondom hom. So professor, om dit in eenvoudige taal te sê, net vir die kyker, is, daar kom mense oor jou pad, omdat jy in 'n geestelike gesindheid is, en omdat jy jou Skepper in alles vertrou, vir vandag en ook vir die toekoms, waarsku jy mense om te sê, hulle moet waak teen onwaarhede. En dan kyk hulle jou so aan om te dink, ja, maar jy weet nie waarvan jy praat nie. Wie is jy om ons nou te kom waarsku? En dan loop hulle oop oë en goed in. Nee, maar hulle is ook te swak om te erken. Weet jy wat plaas ons na jou geluister het, soos wat met Siener die geval was? Hoeveel keer het hy nie die volk gewaarsku, pas op, moenie luister, ek waarsku julle. En hulle ongehoorsaam was. En dit het hulle in 'n penarie beland, waarmee ons vandag nog steeds die nagevolge sien. En nog erger, nog nader aan huis, Rudy, dat mense 'n appel maak op die nagedagtenis van hierdie godsman en geestelike leidsman in die krisismomente van die Afrikaanse geskiedenis. En dat hulle dit doen vir finansiële gewin. Deur die skryf van boeke en deur die skryf van hierdie kataklismiese gebeurtenisse en om vrees op te wek en 'n kultuur te skep waar mense net nog meer en meer koop om te sien wat is die volgende ramp, die volgende katastrofe en die volgende ellende. En dis waarmee ek jou as 'n volksgenoot waarsku teenoor die skrywes van Adrian Snyman in sy boeke. En ons het gister daaroor gepraat en gesê, wat is die grootste onreg wat jy enige volk kan aandoen, is om hulle vreesbevange te maak. Wat gebeur as jy vreesbevange is? Jy kan nie helder dink nie. Jy maak goeie Afrikaans stupid foute. En dit is die probleem wat ons het, en wat ek het ook, met Adrian Snyman se boeke. Want hier sit ons met die oorspronklike skrywes van Boy Moesman, wat 160 km te perd gery het van sy plaas Langlaagte na Ottosdal toe, en die visioene wat Siener van Rensburg gesien het, neergeskryf het. Dan moet jy jouself die vraag afvra. En Adrian Snyman het vir my 'n e-pos gestuur en gevra, hoekom trek ek so ten velle teen hom? En toe sê ek, omdat jy leuns verkondig teenoor die volk. Jy is besig om onwaarhede wat Siener van Rensburg nooit gesê het in sy lewe nie. Waarvan hierdie visioene glad nie vandag geopenbaar kan word nie. Ons weet nie wat het hy werklik gesien nie. En hier kom Adrian Snyman en hy vertaal nou en hy sê, maar Siener, met hierdie visioen gaan dit en dit gebeur. En onder andere die nag van die lang messe. En nou, Rudy, kom ons by die kern van die saak. En dit is dat om met oom Niklas van Rensburg histories, geestelik, korrek om te gaan, moet 'n mens sy hartstaal verstaan. En dit is die probleem met soveel skrywers oor Niklas van Rensburg, dat hulle die taal nie verstaan nie. En dan sit ons met die probleem van waarsêery, van sensasionele spekulasie, en hulle eie-willige interpretasies en goedgelowigheid. Dat dit wat gedokumenteer is, en wat geverifieer is, en wat histories bevestig is, en wat dokumentêr ook gesaghebend is genoeg, is selfs meer sensasioneel en opspraakwekkend as al hierdie verdigsels en stories. Jy weet, ek het in die Wes-Transvaal groot geword. Nie ver van waarom Niklas van Rensburg was. En almal het op een of ander stadium van hulle lewe oor hom gepraat. Met soveel verwarring en met soveel valse oordrag van een mededeling na die ander. Jy kan nie kop of stert naderhand meer uitmaak van wat gesê is en wat nie gesê is nie. En baie van die werke wat nou geskryf word, en wat geskryf is,
neem juis deel daaraan, want die taal kan hulle nie verstaan nie, en daarom kyk hulle vas teen daardie woordelike mededelings en die woordelike neerskryf van die visioene, en dan probeer hulle om daaruit hulle eie interpretasies te gee. Ja. En dis nie vreemd nie. Jy weet, voorafgaande aan die Tweede Wêreldoorlog, wat ook 'n krisistyd vir ons volk was, het 'n man met die naam van Sybrand Botha na vore gekom. En hy skryf 'n boek Profeet en Krygsman. Hy was eintlik die voorloper. Hy was eintlik die pasaangeer vir latere skrywers soos Adrian Snyman en soos Frick Pretorius, wat nou in 'n ander, meer hedendaagse krisistyd presies dieselfde inslag en benadering het, met alle permissie gesê, hulle verstaan die taal nie. En die kern van die taal waarmee oom Niklas tot almal van ons spreek, sou ons kon sê, is die Christelik mystieke waarhede wat in God se woord opgesluit is, en wat jy in die binneste moet weet, naamlik die geloof. Daarom appelleer al sy mededelings op die geloof. Maak nie saak of daar 'n staking is waar al die treine op die bilte staan nie. Dit maak nie saak of daar die een of ander rampspoedige oorlog plaasvind nie, maar behou die geloof. Dis die boodskap. En moenie probeer om daardie om dit wat die geloof beproef groter as die geloof te maak nie. Dan word die krisis, dan word die ramp en dan word die ellende uiteindelik groter as God se almag en die geloof. En dit is presies waarteen hy gewaarsku. En nou vind ons in meer resente tye, soos Sybrand Botha se boek Profeet en Krygsman in die Tweede Wêreldoorlog, vind ons nou 'n hele aantal werke van Adrian, Siener van Rensburg, profeet vir sy volk, Stem van 'n profeet, Siener van Rensburg, boodskapper van God. Ons vind Frick Pretorius se Siener van Rensburg, wat is die waarheid? En mag ek dit kortliks saamvat? Die Siener van Rensburg wat ons daar leer ken, is nie die ware siener as geestelike leidsman van sy volk nie. Daar sien ons 'n tuisgemaakte boere Nostradamus, wat op dieselfde vlak geplaas word as al hierdie ander waarsêers, of hulle vanuit die Christendom opkom en of hulle vanuit die okkultisme opkom, dit is presies dieselfde boodskap. En my beroep waar ons hier nou sit vandag op die 2 April 2021 sou wees dat ons onsself daarvan volkome distansieer. Want dit praat 'n taal wat aan ons as boere volksgenote totaal vreemd is. En die mense wat in staat is om werklik die boodskap van oom Niklas van Rensburg te verstaan, ons lewens daarvolgens in te rig en daarmee die toekoms tegemoet te gaan, is min. Want net so gevaarlik as wat die totale, kom ek sê, ongeloof is van mense wat blaatant eenvoudig negeer dat oom Niklas van Rensburg enige waarheid kwyt geraak het. Net so gevaarlik is hierdie tuisgemaakte boere Nostradamus kultuur wat gekultiveer word deur skrywers in hulle oppervlakkigheid. En dit bring my by 'n volgende belangrike punt. Ons is tans ook in 'n fase waar die wat werklik die geestesingesteldheid van die geloof van ons verbondsverhouding met God het en kultiveer, min geword het, vir verskillende redes. Ons sit met die liberale teologie in die kerke, en nou praat ek van die Afrikaanse kerke van gereformeerde oortuiging. Ons sit met die totale verval van die aanvaarding van die ontwyfelbare waarheid van God se woord in sy geheel en al sy dele. Ons sit met die toename in skrifkritiek, waar mense hulle self aanstel oor God en sy woord, en waar bepaalde dele van die Bybel as onwaar en onwaarskynlik uitgeskryf word, beginnende by die maagdelike geboorte, nou waar ons hier kort na Paasfees so met mekaar saam sit. Ons sit by die geskiedenis van Jona wat uitgeskryf word,
Ons sit met die mededelings van Christus se moeder Maria, wat totaal buite verband geruk word en selfs ook genegeer word. Met ander woorde, totale godsdienstige willekeur. Ons kan nie met God se woord omgaan in die kerk soos wat ons wil nie, maar ons moet voor die almag en die gesag van God buig. So nie verstaan ons nie wat die boodskap van mense soos Niklas van Rensburg is. Tweedens, dat uiteindelik hierdie politieke katastrofe ons volk getref het. En wat homself vanaf 1994 met toenemende felheid al meer oor hierdie land wreek, was 'n stap in ongeloof. Die huidige omstandighede waaronder ons onsself bevind, is omstandighede wat gekultiveer is en teweeggebring is en veroorsaak is deur ongeloof. En ons pluk nou almal die vrugte daarvan. En by geleentheid verduidelik oom Niklas met verwysing na die Bybelse simboliek van die dorsvloer. En hy doen dit in metafore wat vir die boere Afrikaners van daai tyd verstaanbaar was. Wat is nou meer vel as 'n dorsvloer? Wat is meer koud en kil as 'n dorsvloer? Wat is meer skeidend as 'n dorsvloer? Wat is harder as 'n dorsvloer? Daar word die koring ingebring. Daar word die opbrengs van die oes neergesit. Maar dis nog nie die oes nie. Nou moet die perde daaroor gejaag word, wat daar die koringkorrels uittrap. Dan moet daar uiteindelik daardie koringkorrels uitgewan word, sodat die kaf daarvan geskei kan word. En jy sien in jou geestesoog hoe die wind daardie opgooi van die koring en die wegvoer van daai kaf, sien jy so voor jou geestesoog. Dis omstandighede van skeiding. En ons mense hou nie van skeiding nie. Want ons wil almal in die gemaklike wêreldse bootjie vaar. En oom Niklas van Rensburg gebruik hierdie metafore om vir almal van ons te sê, daar kom oomblikke van skeiding. En hierdie dorsvloer gaan uitgewan word sodat die koring van die kaf gaan skei. En dan praat hy nie met die kaf nie. Dan praat hy met die koring. En hierdie metafore van oom Niklas lê ook op bepaalde vlakke. Ons het gesê daar is die visioene wat hy feitelik waarneem, feitelike gebeurtenisse. Dan vind ons visioene waar daar feitelike gebeurtenisse is met 'n geestelike toepassing. En waar hy bepaalde simboliese interpretasies gee. Sommige daarvan nog baie ver in die toekoms. Hy sien byvoorbeeld, as ek net 2 voorbeelde kan noem, die Duitse voorbereiding vir die oorlogspoging as 'n Duitse soldaat wat onder planke in sy volle uniform lê. Hy sien met ander woorde die Duitse voorbereiding vir die oorlog. Onthou hy is oorlede in 1926. Dan sien hy, kom daardie soldaat uit onder daardie planke. En dan sien hy bepaalde bewegings in Europa en hy sien die osse, kragte, wêreldmagte wat teenoor mekaar opgestel word. En hy sien hoe die osse trek in Amerika, weer van 'n ander kleur. En hy sien hulle trek in Duitsland van 'n ander kleur. Hy sien hulle in Frankryk. En daaruit maak hy bepaalde toepassings. En hier is die metaforiese betekenis van die kleure en daardie wêreldmagte is nou hier van belang, né? Maar dan sien hy by geleentheid ook visioene oor die uiteindelike vrywording van die boere Afrikaners. En hy sien dit as 'n feit. En dan voeg hy by vir hulle wat die geloof behou. Hy praat nou met die koring. Hy praat nie met die mense wat die nag van lang messe kultiveer nie. Hy praat nie van die mense wat hierdie visualiteit probeer kultiveer en so in hierdie wêreldse gebeurtenisse verstrik raak, dat hulle die sentrale boodskap mis nie. Hy praat met hulle wat die geloof behou, dan sê hy, ons sal 'n vrye volk word mits ons die geloof behou, en dan sien hy die 4 kleur aan 'n paal, wat beteken vir ewig. Hy sien ook hoe die 4 kleur deur die vrou, simbool van die volk, uit 'n seroetmandjie, uit 'n oesmandjie gehaal word, simbolies.
en so meer en so meer. In die loop van ons gesprek vandag sal ons nog by van hierdie metafore stil staan. Maar die belangrike is, daar is ook 'n derde groep visioene, waar hy dit nie as 'n feitelike gebeurtenis waarneem nie, maar waar hy dit self in metafore beleef. Nou praat ons van die pot wat kom uit die noorde, of die swart pot met die vuur onder, of die wingerdstok, of die elendes wat deur middel van bepaalde pla volkere tref, soos byvoorbeeld vrou Israel, en wat hy metafories op die boerevolk van toepassing maak. En hierdie metafore is in die eerste instansie metafore wat vir volksgenote verstaanbaar is. Hy sien by geleentheid hoe die rooi kielhouer oor die volk gaan. 'n Kielhouer is 'n houtpik waarmee hulle die rompe van skepe en vaatjies gemaak het. Hy het so 'n gebuigde lem, en jy kan jou kwaliek 'n harder en 'n meer genadeloose en brutale voorwerp as 'n kielhouer voorstel. Hy haal uit, hy kap af, terwyl die skrynwerker besig is om daardie meubelstuk of daardie vaatjie of daardie skeepsromp te produseer. Hy sien die rooi kielhouer, En die rooi kielhouers wat oor die boere-Afrikaner volk se pad gegaan het, was tot dusver 2. Imperialisme, wat Afrikaners meer verdeel het, as wat hulle saam verenig het. Maar dan is daar 'n ander rooi kielhouer. En nou praat ons van die marxistiese kommunisme, wat via die regerende party van die dag sedert 1955 by Kliptown en die Freedom Charter as die bloudruk van 'n toekomstige kommunistiese bedeling in Suid-Afrika besig is om oor die boerevolk te gaan. En daardie kielhouer kap elke dag. Onder hierdie onheilsame regime is daar elke dag mense wat hulle lewens verloor, wat aangeval word, wat verkragt word, mense se grond wat beset word, mense wat gestroop word van hulle besittings deur diefstal, deur roof, deur moord. En daardie rooi kielhouer kondig nou aan dat hy ook hulle grond gaan vat, en dat hulle nie in Afrika hoort nie, want hulle het gesteel en hulle is kolonialiste wat hier gekom het. Die rooi kielhouer gaan elke dag oor ons. En dan sien hy 2 houte. Een met penne en een met gate. En dan as gevolg van die rooi kielhouer sien hy dat die penne steek in daardie gate sodat jy nie eers 'n naad kan sien nie. Kyk die metafoor, nee. Die van samevoeging. Die van samesmeding. Die penne en die gate hoort by mekaar. Die penne is vir daai gate gemaak. Dis nie 2 vreemde houte wat hier met mekaar saam verenig word. En so is daar ook in Afrikaans sprekende geleedere verskillende groepe wat nie noodwendig by mekaar hoort nie. Daar is hulle wat van die geloof en van die gesag van God se woord en die geestestaal van Niklas van Rensburg niks wil weet nie. En dan is daar so 'n middelgroep wat sê ja, maar, en dan interpreteer hulle dit soos hulle dit wil. En dan is daar diegene wat dit internaliseer, wat kennis neem daarvan, wat daaruit lering en stigting vind, en wat hulle lewe daarvolgens inrig. Soos wat dit was tydens die oorlog, soos wat dit was na die oorlog met mense soos Boy Moesman en ander, en Dominee Rousseau, die skoonvader van wyle oud-president P.W. Botha. En hulle soos generaal Koos Delarey tydens die rebellie, tot 'n mate.
en diegene wat werklik die taal van oom Niklas reg verstaan het. En dan sal ek net nou nog iets weer oor die voorbeeld van generaal Delarey wil sê. Want die tye en geleenthede is in God se hand. Geen mens kan omstandighede ryp druk indien dit nie binne die albestuur en die wil en die raad van God bestaan nie. Daarom moet ons agslaan op die tekens wat God gee, nie ons eie tekens, soos nagte van lang messe en so produseer, om voortydig omstandighede te skep wat mense pas, maar wat nie vir God pas nie. En dan kan ek maar die voorbeeld noem. Jy weet, 'n man wat baie naby aan oom Niklas van Rensburg geleef het, was generaal Koos Delarey. Soveel so dat die veldslag by Tweebos, waar die tweede in bevel van die Britse leer in Suid-Afrika, Lord Methuen, deur generaal Delarey gevange geneem is. Die direkte afloop was van bepaalde gesigte wat oom Niklas van Rensburg gesien, aan generaal Delarey oorgedra, en waarvolgens hy sy krygsstrategie aangerig het. En hy en oom Niklas van Rensburg het baie naby aan mekaar geleef, omdat hy die wysheid en die geestelike insig van oom Niklas van Rensburg altyd hoog op prys gestel het. Nie net hy nie, ook generaal De Wet. Daaroor kan ons by 'n volgende geleentheid gesels, dat De Wet hom spesiaal na die Vrystaat laat kom met sy trein, sy retour betrein betaal het om hom hier te kry. En dat op gegewe dae daar by Rietkou 22 die hele plaaswerf toegetrek was van karre en rytuie en waans van mense wat van heinde en ver gekom het om die geestelike insig en wysheid van oom Niklas van Rensburg te deel. Nie as 'n waarsêer nie, nie as 'n boere Nostradamus wat nou in goedkoop boekies die wêreld vol verkoop word en almal hardloop rond en kyk of hulle nie kan sien wanneer gebeur hierdie goed nie. Maar die geestesdiepte van die betekenis van wat hy meedeel nie. Maar selfs oom Koos was nie uiteindelik bereid om te wag daarvoor nie. En vind ons dat toe hy uit die parlementsitting in die Kaap op 15 September 1914 kom, oom Koos besluit om self sake in eie hand te neem. En nou is dit interessant dat Cornelis Nieuwenhuisen 'n jaar of wat tevore uit die mond van oom Niklas van Rensburg opteken. Die visioen waarin hy oom Koos sien as 'n swart bil. As 'n swart bil. En dan sien hy die generaal lê in 'n kus in die hervormde kerk in Lichtenburg. Hy sien die mense wat verbystap terwyl generaal Delarey in staatsie lê. En wanneer hy 'n swart bil sien, is dit 'n wêreldmag wat homself verset teen die wil van God. En nou kan 'n mens verstaan, hier is oom Koos Delarey, hy is nie meer jonk nie, hy sien hierdie volk van hom wat swaar kry, hy sien sy mense in die Wes-Transvaal in armoede, hy sien hulle word polities ook vervolg deur die regime van Botha en Smuts. Hy sien hulle is besig om hulle self hier, saam met die eertydse imperiale vyand Engeland, teen die boere, as ware te monster. Omdat die boere in so 'n noue verhouding ook met Duitsland geleef het. En ten spyte van al die waarskuwings word boere nou opgekommandeer om aan hierdie oorlog van Engeland teen Duits Wes-Afrika deel te neem. En Rudy, dan kan ons verstaan waarom iemand soos oom Koos besluit tot hiertoe en nou nie verder nie. En dan neem hy verbyers, hulle pak daardie tog aan nadat hulle die aand daar in sy studeerkamer by Beyers se woning saam met die Bybel gelees het en 'n gebed gedoen het, en waar oom Koos dan geskiet word
by langlaagte. Nou oor daardie visioene kan ons by 'n volgende geleentheid nou meer uitvoerig handel, omdat dit ook van besondere betekenis vir ons vandag is, in bepaalde opsigte. Maar die kernboodskap is, die tye en geleenthede is in God se hand en nie in ons eie hand. En daarom moet ons mense nie dwaase dinge doen, op grond van selfgefabriseerde mededelings, oor wat die siener sou gesien het en wat hy nie gesien het. En mag ek dit byvoeg? As gevolg van hierdie einste tendens, het daar van ons eie volksgenote in tronke al beland, omdat hulle reageer op valse mededelings van boere Nostradamusse, wat hierdie valse interpretasies en visioene en mededelings die wêreld instuur en mense tot hulle eie nadeel opgesweep word daardeur. Want een van die belangrike dinge wat ons ook in die geloof moet aanvaar, is dat God se tye en geleenthede is nie ons tye en geleenthede nie. Amen. En dat ons ook moet wag, want tot God hom aan ons openbaar, ook duidelik oor wat ons te doen staan op 'n gegeewe moment. En Rudy, ek neem mense ernstig kwaadlik, wat mense opsweep, en wat hierdie fatalistiese toekomsbeelde van ons volk skep, op grond waarvan mense dan sake in eie hand neem, en waar hulle dan aangekla en waar hulle vervolg word. En mag ek sê, die afgelope 20 jaar in ons eie volksgeleenthede was daar 'n hele reeks verhore van volksgenote wat voortydig bepaalde dinge gedoen het, omdat dit kwansuis in die boeke van sommige skrywers opgeteken is. My vraag is, het daardie skrywers enige iets probeer doen om die leed van daardie mense en hulle gesinne te versag? Absoluut niks. Het hulle iets probeer doen om daardie mense uit die gevangenisse te bevry? Niks. Toe het die profesie stil geword. Ja. Toe het die profesie stil geword. En dit is die valstaal waaraan ons onsself nie moet steur nie. Hierdie goedkoop oppervlakkige retoriek van 'n met 'n journalistiese inslag, wat nie histories korrek of geestelik begrond is binne die konteks van wat oom Niklas bedoel het, en die rede waarvoor hierdie visioene opgeteken is, en die betekenis daarvan vir mede volksgenote op 'n gegeewe oomblik. Is dit nie so fantasties? Ek wil tog vir u sê, nee, terwyl ek hierso sit en ek luister so na wat professor Raad sê, nee, is dit asof God vir ons, jy weet, 'n kalmte gegee het om hierdie besonderse gesprek vir u, nee, op te neem, sodat u moet kennis dra en moet baie versigtig wees, presies soos wat professor Raad ook sê, om jou nie bloot te stel aan goed wat deur ander skrywers kwyt geraak word of kwyt gemaak word, om te sê, maar dit is nou die tyd dat ons nou, jy weet, moet optree nie. En daarom het hy hierdie ongelooflike boek ook geskryf, om daai saak reg te stel, oor die leuns wat vertel was, nee, van Siener van Rensburg. En as u hierdie boek in die hande kan kry, nee, en hierdie boek mooi deurwerk, sal u sien hoe daar vir ons gelieg was, uit baie van hierdie skrywers. En dit is so, as 'n mens kyk net na hoeveel mense vandag in die tronk sit, en dat hulle daar is as gevolg daarvan, omdat hulle self mislei het, deur nie na God te luister nie, maar na mense, nee, wat goed kwyt geraak het en gesê het, weet jy wat, ons moet nou optree in hierdie geval. Prof. En Rudy, die kernboodskap wat ek op hierdie moment van die gesprek wil uitlig, is 'n aanhaling juis uit hierdie laaste werk van my, Niklas van Rensburg, die Siener, waar die uiterlike, die wêreldse, die sensasionele so gekultiveer word. En waar ek wil sê dat in 'n tyd waar die menslike sintuie en die prikkeling van die sintuie en die opwekking van emosie, en waar die
kultivering van vrees die oorhand het, kan 'n mens siener se taal nie verstaan nie. Dan word dit wat hy by geleentheid noem 'n tyd van donkerte. Want hy sê daar by geleentheid dat in die rebellietyd was die tyd so donker dat hy sy perd se maanhare nie kon sien nie. Hy sê maar daar lê 'n tyd voor waarvoor ons onsself gereed moet maak waar jy jou hand nie voor jou oë kan sien nie. Met ander woorde wat 2-3 keer so donker is. En as ons onsself blootstel aan hierdie sensasionele oppervlakkigheid, dan word dit al hoe donkerder. Dan kry ons nie lig nie. Nie uit die woord van God nie, nie uit die voorbeeld van geestesleidsmanne soos om Niklas nie, dan word dit donker. En daardie donkerte, en die voltrekking van daardie donkerte oor die land, dit is eintlik 'n tyd waar ons iets moet snap van daardie pelgrimsreis na die dieptes van die pioniers bestaan. Dan moet ons verstaan iets van die omstandighede waaronder oom Niklas van Rensburg hierdie mededelings gemaak het. Ons kan hom nie verstaan as ons in 'n tyd van welvaart of van voorspoed lewe nie. Dan maak hierdie goed vir mense nie sin nie. Maar wanneer ons inkomste ons ontneem word, wanneer ons 'n geliefde verloor, wanneer daar nog die soveelste plaasmoord is, wanneer ons dag en nag blootgestel word aan nie net natuurrampe nie, maar ook politieke en ander rampe, dan begin ons iets van die boodskap van Niklas verstaan. Dan sou hy sê, dan is die Afrikaner, die boere, Afrikaners waardig om die vrugte van die geloof te ontvang. Waardig om die vrugte van die geloof te ontvang. Naamlik druiwe, een van die metafore, vye, heuning. Dan word dit vir ons 'n geestelike voedsel. Dan versterk dit ons, dan open dit ons oog vir die ware betekenis van hierdie goed. Vir die ware betekenis van hierdie goed. En mag ek net sê, en dit is die verregaande oppervlakkigheid van hierdie selfgefabriseerde nag van langmesse. Daar is geen geestesboodskap in daardie makabre beskrywings opgesluit nie. Al wat dit teweegbring is 'n gevoel van totale fatalisme. Oom Niklas se antwoord sou wees, maar waar is julle geloof? Waar is die geloof van die afstammelinge van daardie mense wat oorlog in hierdie land meegemaak het? Wat in die konsentrasiekampe was, wat in oorseese krygsgevangenekampe weggevoer is. Dit behoort ons geloof des te meer te versterk. Hulle was selfs onder hagliker omstandighede. En die Here se bewarende hand was oor hulle. En ons sit hier met mekaar in gesels op grond van God se genadewerk tot vandag toe. Ja. Hoe kan ons dan nog twyfel? En oom Niklas sou sê, maar julle het dan self al hierdie dinge gehoor, julle het dit self gesien. Waarom twyfel julle nou? Mits julle die geloof behou. En nie selfgefabriseerde geloof, maar die ware geloof, soos ons dit vind geopenbaar in God in sy woord. En dit is die eerste baie versterkende betekenis van oom Niklas se lewe en werk vir ons vandag. En dit het so gegaan met die vrouens in die konsentrasiekampe. Ek vat maar 'n aanhaling wat in Betuli se konsentrasiekamp gebeur het. Terwyl hierdie boere op kommando was en gaan veg het vir hulle volk en vaderland, is daar van hulle vrouens wat in die konsentrasiekampe was, wat al van hulle kinders aan die dood afgeslaan het. En in die mees haaglike omstandighede in daai konsentrasiekamp, as hulle in kontak kon gekom het met hulle man wat op kommando was, deur middel van 'n brief wat daar aangekom het, dan het daai vrouens in daai haaglike omstandighede nog steeds vir hulle geskryf en gesê, moenie oorgee nie. Hou aan veg. Dit gaan goed met ons in hierdie konsentrasiekamp. Min wetende, net dat wanneer hy terugkom, hy die boodskap gaan kry, as hy sy kinders wil sien, hulle is daar onder in die hoek begrawe. Dit is die geloof, van 'n volk
wat na in hulle God leef. En Rudy, Miskien moet ons net nou breek. ek wil net die een punt afsluit. Sê net weer en Rudy. En Rudy, ek dink ons moet net met een belangrike punt afsluit. Na aanleiding van hierdie voorbeeld wat jy nou gebruik het. Dat ons nog steeds hier is vandag ten spyte van die felle aanslag van imperiale magte, die grootstes in die wêreld. En dat ons getuienis is van God se genadewerk met ons. Dat by 2 geleenthede na die oorlog sien oom Niklas van Rensburg dieselfde gesig. Hy beskryf dit as die tabernakel. Interessant, hy noem dit nie 'n kerk nie. Hy noem dit 'n tabernakel. Nou die geskiedenis van die tabernakel ken ons. Dit was God se huis vir 'n volk op reis, vir 'n volk op trek. Hulle staan nie stil nie, hulle het nie gearriveer nie. Dis 'n volk wat voortgaan. Hulle is nog besig om daai 40 jaar in die woestyn mee te maak. Hy gebruik dieselfde taal, né? Hy sien die tabernakel. Hy sien 'n galery daar. Met ander woorde, dis verhewe. Dit wat hy nou sien, is nie op die grond nie, dis verhewe. Dis in die lug. Dan sien hy 'n kinderskaar. Van jong meisies met blou oë en blonde hare. En hy sien hulle is almal in wit geklee. En dan hoor hy hulle sê: ons is hulle wat kom uit die groot verdrukking. Dis die konsentrasiekamp sterftes. Ons is die wat kom uit die groot verdrukking. En dis ons wat jubel daar op die galery oor die vryheid. Met ander woorde, dis hulle wat die offers gebring het, sodat ons wat hier sit en ander na ons uiteindelik die vryheid waarvoor hulle gesterf het, deelagtig kan word. En die historiese betekenis daarvan, met ander woorde, hulle lyding en hulle opoffering was nie verniet nie. Goed, ons kan hier afsluit. Ek weet nie hoe stop doen. O nee, daar op hy rooi knoppie. Die kan hier so klik. Daai boonste ene, ja. Goed. Waar is hy? Goed, so is jy reg, Rudy. Ek dink net dit is 'n ongelooflike gesprek om te hê rakende wat siener werklik in die visioene gesien het en wat so baie van ons volksgenote dink dit is wat sy visioene beteken het, maar dit het eintlik heeltemal 'n anderse betekenis. Nou, ek het vir professor gevra, hy moet net so bietjie vir julle vertel van hierdie ongelooflike Bybel wat ek hier in my hand het. Dit was die Bybel van Boy Moosman. En ek het so bietjie deur hom geblaai en oralste het hy aantekeninge en goed gemaak. En dit sê net vir my dat hy baie na aan God gelewe het. En dat dit wat siener gesien het en wat hy neergeskryf het, het hy gaan soek om te kyk of hy nie die betekenis van daai visioene in die Bybel kan kry nie. Dis 'n vraag wat ek graag vir professor wil vra, is in daardie tydperk toe siener geleef het, hoe was die kerke teenoor hom gewees? Het hulle hom gesien as 'n profeet, of het hulle ook maar gedink, weet jy wat, nee, hierdie ou is nie by sy volle bewussyn nie. Dis die een vraag wat ek wil vra. Nou daar is van ons volksgenote en hulle weet wie dit is. Een van die visioene wat Siener van Rensburg gesien het is die man in die breinpak klere. En glo vir my, hierdie kyker daar is van ons mense wat organisasies het, wat werklik glo, waar hulle ook al optree by een of ander byeenkoms, kom hulle daaraan
met hulle breinpak klere. En dan glo hulle dat hulle die man is waarvan Siener gepraat het. Ek wil graag hê as professor vir ons net dit kan beantwoord. Was die kerke hom goedgesind en van wie praat Siener van Rensburg, die man in die breinpakklere? Rudy, ja, kyk, die eerste vraag hou verband met die geweldige verdeeldheid wat daar in volksgeleerdheid ontstaan het. Ons het iets daarvan in die oorlog, die Anglo-Boereoorlog gesien, waar daar 'n verdeling gekom het tussen die bittereinders en hulle wat vir die vryheid en die republiek tot die laaste druppel en met alle vermoë gestry het. En dan was daar die verloopte Afrikaners van daai tyd wat die weg opgegaan het van joiners en henshoppers en scouts en ondersteuners van die Britse oorlogspoging en spioene en teen hulle volksgenote geveg het. Dis 'n tendens wat homself sedert die oorlog tot vandag toe voortsit. In die eerste Vryheidsoorlog was daar minder. Daar was wel, en daar is ook van hulle tereggestel op Potchefstroom terloops. Ene Voigt is ook daar tereggestel. Interessant dat na mate die materiële welvaart toegeneem het kort voor die Anglo-Boereoorlog, het hierdie faktor groter geword. Dit is daardie opportuniste wat kyk na hulle sak, wat kyk na hulle meubels, wat kyk na hulle huise, wat kyk na hulle belange, hulle probeer dit teen alle koste beskerm en volksbelange word dan van minder waarde. Met ander woorde, hulle sal nie huiwer om vir jou en vir Jaco en vir my en vir wie ook al meer te verraai en die voordeel te kry om aan hulle paar aardse besittings vas te hou. Met ander woorde, ons praat nou van volksverraaiers wat die vleeslike arm in die oog het en nie dit wat Niklas van Rensburg as die geestelike waarheid beskou, naamlik God se teenwoordigheid en sy almag en sy versorgende hand oor ons. So met ander woorde, dit sou vir hom 'n manifestasie van ongeloof wees. Nou die rebellie uit die aard van die saak vind ons 'n groep Republikeinse Afrikaners wat uit die oorlog kom, wat al daai smart en ellende meegemaak het, en hulle word nou gekonfronteer met die werklikheid dat Groot-Brittanje, wat hulle vervolg en onderdruk het, en teen hulle geveg het in die oorlog, hulle nou opkommandeer om in Duits-Wes-Afrika te gaan veg. Met ander woorde, vir hulle 'n oorlog te voer. En dit teen 'n broedervolk wat hulle goedgesind was. Want onthou, die kanonne en die wapens wat die boererepublieke gekry het, is bestel van Krupp en ander wapenverskaffers in Duitsland. Ja. En Duitsland, destyds onder keiser Wilhelm IV, was Engeland nie goedgesind nie. Omdat hulle die imperialisme van Engeland nie kon gedoog nie. En hier kom Groot-Brittanje en 'n regering wat Groot-Brittanje na die mond praat en verwag dat hulle 'n broedervolk wat hulle in 'n uur van nood bygestaan het en hulle versorg het in die kampe ook met skenkings en donasies en klere en kos vanuit die buiteland, om teen hulle te velde te gaan. En weer eens vind jy hierdie skeiding. Nie net polities nie, maar ook in die kerk. En nou vind jy 'n groep Afrikaners en predikante van daai tyd in die kerk, wat nie huiwer om 'n veldtog te voer teen hulle medevolksgenote, wat patrioties is, wat republikeins is, wat vryheidsliewend is, en wat niks van Brittanje wil weet nie. Met ander woorde, wat hulle eie gewetens verkrag, om hulle eie belange te bevorder, en die volksbelang te negeer. En nou kry jy daardie skeiding in die gereformeerde kerke, jy kry hom in die hervormde kerk, jy kry hom in die NG Kerk. En die gevoelens was so sterk dat sommige van daardie kerke verdeel het. Op Winburg het daar 2 NG Kerke tot stand gekom, Ja. waar die een was 'n sapkerk en die ander een was 'n natkerk. En daarom was daar ook in die hervormde kerk was daar 'n baie duidelike verdeling. En kom ek noem nou 'n belangrike feit, waarvan min mense waarskynlik weet. Tydens 'n kerkraadsvergadering
van die hervormde gemeente, Wolveranstad, is daar toe 'n voorstel en 'n versoek dat oom Nicolaas van Rensburg ondersoek moet word deur die kerkraad as 'n tuggeval, omdat hy voorgee om 'n waarsêer te wees. En die kerkraad vaardig toe die predikant af en oom Koos Delarey om ondersoek daarna in te stel. En hulle gaan toe na oom Nicolaas. Onderweg daarheen het hulle motorvoertuig 'n bietjie probleme gegee. En toe hulle op die werf aankom, toe staan hy daar, toe sê hy vir hulle, ek is bly julle die probleem wat julle gehad het opgelos, en hy noem vir hulle die omvang van die probleem wat hulle gehad het, en dat hy sien hulle is nou daarom daar. Toe weet hy, hulle is op pad. Nooi hulle in, en hulle toe nou hierdie ondersoekgesprek gevoer, en die aantekening wat hulle in die notieleboek van die hervormde gemeente se kerkraad gemaak het, was die bevinding by monde van generaal Koos Delarey, hy is 'n ware godsman. En daarmee was die ondersoek afgehandel. Daar was selfs predikante van die hervormde kerk, wat teen oom Nicolaas van Rensburg kampanjes gevoer het. So hulle was altyd daar, en hulle lidmate, en ander. En ek sou dink dat hulle in dieselfde liggelowige of ongelowige kategorie val as daardie joernaliste wat hulle self totaal buite volksverband aan Nicolaas begewe het en met wie hy nie eers wou praat nie. Met ander woorde, hy het nie 'n belang by hierdie mense gehad nie, hy het hom nie veel aan hulle gesteer nie, dit was nie vir hom 'n saak nie. Want daardie skeiding moet kom. Die skeiding moet kom. In die Tweede Wêreldoorlog was dit eweneens die geval waar daar 'n geweldige konflik bestaan het tussen die sappe en die natte, en die Ossawa brandwag en die liberales. Daardie selfde lyn loop tot vandag toe. Jy kry diegene wat so begaan is oor die goedgesindheid van die regering van die tyd, dat hy letterlik sy buurman sal verklap en selfs 'n storie sal fabriseer om hom in die moeilikheid te bring, sodat dit lyk asof hy die regering 'n weldaad bewys. En so vind jy 'n hele klomp Afrikaanssprekende blanke mense wat hulle self so totaal buite die wesensaard en karakter en ethos van die boerevolk stel, dat hulle verloopte mense geword het. En ons vind hulle nog in oormaat. Ons kan maar net kyk wat gebeur wanneer 'n medevolksgenoot as gevolg van een of ander aanklag van terrorisme of hoogverraad of wat ook al verhoor word, hoe die getuies wat geroep word daar uitsien. Dit is mense wat dieselfde taal praat, wat dieselfde veldkleur het, maar hulle is nie werklik deel van die volkshuishouding. Die boere en die Afrikaner. En daarom het Dominee W.J. Snyman dit so mooi verduidelik. Dat nie alle Afrikaners, kom ons sê volksgenote, kom ons sê boere, wat uit die boerevolk is boere nie. Nou vind jy mense wat afstam van stoere voortrekkers van bittereinders, wat verraaiers geword het. En so vind jy mense wat hulle volksbelange en hulle volksgesindheid, en mag ek sê ook die geloof tot 'n groot mate dikwels prysgee, terwille van verwêreldliking. En die verwêreldliking was nog nooit so skerp soos nou nie. En daardie mense verstaan nie, wanneer ons oor sulke gevalle soos om Nicolaas van Rensburg die siener praat, selfs die lewensvoorbeeld van generaal Delarey, De Wet en ander, hulle kan nie begryp hoekom hierdie mense so belangrik is nie. Want sy Sondag uitstappie na Pick n Pay of na Metro of gaan inkopies doen is vir hom belangriker as om die Sabbatdag in bepeinsing deur te bring oor die Here se weldade met sy volke wat hy vir elkeen van ons doen. En om daardie bevindelike waarheid in die binneste te ervaar van die Here versorg ons elke dag, dit het hulle nie. Dit is oppervlakkige mense, dit is wêreldse mense, dit is mense wat hulle nie steur aan die